Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend en wat 'n voorreg is dit om aan die einde van nog 'n week vir julle 'n woord te kan bring. Nou ja, hierdie wil net vir my wys dat hoe wonderlik ons Hemelse Vader is. Want ek het gesê ek gaan ons net 3 daggies bedien oor wat ons onderskat wanneer dit kom by God. En nou is dit 'n 5-dag reeks. So dit wys net hoe wonderlik die Here werk met elkeen van ons. Hoe hy praat en ons luister. Ons dink baie keer dat ons hoor nie God praat nie, maar God praat so duidelik. En dit is hoekom dit so wonderlik is om ons Hemelse Vader te kan dien. Nou, vandag wil ek met julle praat oor beloftes, God se beloftes. My boetie en sissa, ek dink baie keer ons onderskat God se beloftes. Hoekom? Want dit is omdat mense ons al so teleurgestel het as dit kom by beloftes. Wat mense jou beloof en wat hulle dan uitvoer, stem nie altyd ooreen nie. En dan dink ons, maar omdat mense dit aan ons doen, gaan God dit ook aan ons doen. Nee my boetie en sissa, jy kan eintlik die hele Bybel gaan lees. Daar is beloftes. God het 'n belofte gemaak aan Noag. Hy sal nie weer so vloed oor die aarde stuur nie. God het 'n belofte gemaak dat Abraham se nageslag so groot sal wees soos die sand by die see. God het 'n belofte gemaak aan die kinders van Israel, hulle sal in die beloofde land inkom. En het al hierdie dinge gebeur? Ja, dit het. God het gesê, sy enigste seun, gaan gestuur word om vir ons sondes te kom sterf. En het dit gebeur? Ja, dit het gebeur. God beloof vir ons. En hy beloof nie net en vergeet dan daarvan of gooi dit een kant toe nie. My boetie en sissa, ek wil hê jy moet vandag weet dat wanneer God beloof, vir jou gaan daar 'n deurbraak kom, gaan daar vir jou 'n deurbraak kom. Wanneer God beloof dat jou swaar kry is iets van die verlede, dan gaan dit iets van die verlede wees. Jy gaan nie deur hierdie seisoen vir altyd gaan nie. God sê vir ons duidelik, daar's 'n tyd en ons sê altyd daar's 'n tyd en 'n plek vir alles, maar God sê daar is 'n tyd vir alles, 'n seisoen vir alles. En ek wil hê jy moet daaraan vashou, dat waardeur jy ook nou al gaan, God het beloof dat jy sal nie vir altyd deurgaan wat jy nou deurgaan nie. Hou vas aan die beloftes van ons Hemelse Vader, want die God wat ons dien, is nie 'n God wat leefbeloftes maak nie. Die God wat ons dien, is nie 'n God wat beloftes maak en dit dan net een kant toe gooi nie. Wanneer God sê, hy gaan jou nooit verlaat nie, dan sal hy jou nooit verlaat nie. Ek dink meer, dis ons wat God verlaat, my boetie en sissa. Ons is die wat vir God eerste sal een kant toe stoot, voor hy ons een kant toe sal stoot. So dit wys net wat 'n wonderlike God ons dien. Kom ek bid vir ons. Here, baie, baie dankie dat ons weet, U is 'n God wat U beloftes sal hou. Liewe Here, dankie vir al die beloftes wat U al aan ons gemaak het en U uitgevoer het. Ons weet soms vat dit langer, maar ons weet, liewe Here, ons weet, U is 'n wonderwerker God. U is die God van beloftes, die God van die onmoontlike. Mag ons altyd vashou aan die bewyse dat U het al beloftes nagekom. Hoekom gaan U dit nie nou doen nie? Dit bid ek in Jesus Christus naam. Amen en amen. Voor ek julle groet, wil ek net gou met julle 2 goedjies deel. Eerstens, ek gaan volgende week so bietjie van 'n breek vat met die woord, so daar sal nou nie volgende week 'n woord wees nie, maar ek gaan beslis vir julle 'n weekgebed en 'n naweekgebed bid en 'n vers deel vir die week en vir die naweek. Dan die tweede ding, van my af, wanneer ek weer terug is met woord, gaan die Engelse groep ook nou aansluit by die Afrikaanse groep. Dis nou op WhatsApp. Dit gaan net vir my beter wees omrede, soos ek vir die Engelse mensies verduidelik het, soms sukkel ek regtig bietjie met die Engelse woord. Ek val oor my woorde en baie keer kom dit net nie mooi uit nie, of reg uit nie, kom ek sê so. Dit kom nie reg uit nie. En ek wil nie hê julle moet woord mis nie. So dis hoekom ek gaan dan een groep hê waarop ek Afrikaans en Engels gaan bedien. En as ek eendag nou nie Engels kan bedien nie, dan is daar daarom die Afrikaanse woord ook. Want soos ek gesê het, ek bedien eerder glad nie in Engels nie, as wat ek bedien. En ek maak die mense net meer verward en meer de mekaar. Julle moet 'n wonderlike naweek hê, geniet julle dag, kyk mooi na julleself. Totsiens almal.